Goed, vergeet vir 'n oomblik van die droë mediese handboeke. Vandag gaan ons kyk na 'n regte drama, 'n storie wat binne in ons eie liggame kan afspeel. Ons gaan die verhaal van 'n bloedklont volg, van sy geboorte, deur sy groot geveg tot by die letsels wat dit kan agterlaat. En kyk, hierdie is nie sommer net 'n interessante storie nie. Die gevolge is, wel, dis ernstig. Kyk bietjie na hierdie syfer, 300,000 sterftes, net in die VSA elke liewe jaar. Dis hoekom dit so verskriklik belangrik is dat ons regtig verstaan wat 'n bloedklont is en presies wat dit in ons liggame kan aanvang. So, waar begin ons? By die begin natuurlik. Voordat die drama kan ontvou, moet ons eers die slagveld verstaan, jy weet, die toneel. En in hierdie geval is dit 'n gesonde aar in sy normale, rustige toestand. En die absolute superster van hierdie innerlike wêreld is die endoteel. Nou, moenie dink dis net 'n soort passiewe muurpapier aan die binnekant van jou are nie. Glad nie. Dink eerder daaraan as 'n slim aktiewe orgaan. Sy hele doel in die lewe, om vrede te bewaar en te sorg dat die bloedvloei seepglad verloop. So, hoe doen hy dit? Wel, die endoteel het 'n hele gereedskapskis vol triks om hierdie vrede te handhaaf. Kyk hierna. Dit maak sy eie klontoplosmiddels. Dit aktiveer 'n hele weermag van antiklontproteïene. Dit het selfs spesiale molekuule wat dit uitstoot om die oppervlak superglad te hou. Dis 'n ongelooflike, fyn ingestelde stelsel wat konstant werk om moeilikheid te voorkom. Okay, so dis die prentjie van 'n gelukkige, gesonde aar, 'n vreedsame koninkryk. Maar, soos in enige goeie storie, wat gebeur as daardie vrede versteur word? Nou kom ons by die oomblik waar alles begin verkeerd loop. En hier is hy, die skurk van ons verhaal. Diep venese trombose, of sommer net DVT. Dis die amteerlike naam vir wanneer 'n bloedklont, 'n trombus, vorm op 'n plek waar dit absoluut nie hoort nie, diep binne in 'n aar. En ja, meestal in die bene. Dis hier waar die moeilikheid begin broei. So, hoe gebeur dit? Dis nie net 'n ongeluk nie, daar's 'n klassieke resep hiervoor, een wat ons al meer as 150 jaar ken. Werkhuis triade. Dink daaraan as die perfekte storm met 3 hoofbestanddele. Eerstens, stase. Dit beteken jou bloedvloei raak traag. Tweedens, besering. Daardie pragtige gladde endothelialvoering kry skade. En derdens, hiperstolbaarheid. Dit beteken die bloed self raak dikker en kleweriger. As jy hierdie 3 dinge saam in die pot gooi, wel, dan het jy die perfekte resep vir 'n ramp. Goed, die resep is daar, die bestanddele is gemeng, die verhoog is gereed. So nou, kom ons kyk na die aksie self. Hoe presies word so 'n klont, stukkie vir stukkie, aan mekaar gesit? Alles begin met 'n enkele alarmklok. Die oomblik wat daardie aarwand beskadig word, stel dit 'n kragtige chemiese noodsein vry. Die naam van daardie sein? Weefselfaktor. Jy kan daaraan dink soos die brandalarm van die aar. Sodra dit afgaan, spring die hele liggaam se noodreaksiespan in aksie. En van daar af is dit letterlik soos 'n domino-effek. Die alarm-weefselfaktor skop die meesterbouer aan die gang, 'n ensiem genaamd trombine. En trombine het die bloudruk. Sy groot werk is om 'n ander proteïene, fibrinogene, te vat en dit te omskep in 'n taai klewerige netwerk van vesels. Daardie netwerk se naam is fibrin en dit is die basiese struktuur, die fondament van die hele bloedklont. Maar wag, ons kan nie van die voetsoldate vergeet nie. Die eerste ouens op die toneel, dis die bloedblaadjies. Hulle is soos die noodparamedici. Hulle storm na die plek van besiging, vorm 'n tydelike prop oor die gat en, baie belangrik, hulle skep die perfekte klewerige oppervlak waarop daardie fibrinnet kan vasseeg en bou. Hulle is die kitsgom wat die hele operasie aan die gang kry. So, 'n klont is nou besig om te vorm. Maar dink jy die liggaam gaan net terugsit en toe kyk? Absoluut nie. Selfs terwyl hierdie klont gebou word, is daar 'n heel ander stelsel wat reeds besig is om op te warm. 'n Span wie se hele doel dit is om die klont weer af te breek. Kom ons kyk hoe die liggaam terugveg. Jy sien, jou liggaam se gesondheid is eintlik 'n ongelooflike fyn balanseertoertjie. Dis 'n konstante toutrekkery. Aan die een kant het jy die klontbouers, jou trombien, jou fibrin, en aan die ander kant het jy die klontbrekers, soos antitrombien. In 'n gesonde stelsel hou hierdie 2 kante mekaar perfek in toom. Dis 'n fyn ewewig. En die hoofspeler, die held van die opruimingsspan, is 'n ensiem genaamd plasmin. Hierdie ou het net een werk, om daardie taai fibreen netwerk te vind en dit letterlik in klein stukkies op te kap. Dis ons liggaam se eie ingeboue superdoeltreffende klontoplosser. So, hoe weet ons dat hierdie opruimingsspan aan die werk was? Wel, jy kan dit sien aan die bewyse wat agterbly.
Wanneer plasmiene daardie fibrine net opkap, los dit klein stukkies bourommel agter in die bloedstroom. En daardie stukkies rommel word D-dimeerfragmente genoem. Dis presies hoekom 'n dokter 'n D-dimeertoets sal doen. As daardie vlakke hoog is dit 'n sterk leidraad dat daar iewers 'n groot geveg tussen klontbouers en klontbrekers aan die gang is. So, die klont word opgeruim. Die gevaar is verby. Einde van die storie. Of hoe? Wel, nee, nie heeltemal nie. Want selfs nadat die geveg verby is, kan die slagveld, daardie aarwand, met permanente letsels agterbly. So die groot vraag is, die klont is weg. Beteken dit die storie is nou heeltemal verby? Jy sou so dink, né? Maar die antwoord is dikwels nee. Die akute gevaar is dalk weg, maar die nasleep, dit kan sy eie langdurige probleme skep. Die beste manier om hieroor te dink is om dit te vergelyk met 'n groot wond op jou vel wat genees. Eers kry jy inflammasie, dis die wit bloedselle wat inkom om skoon te maak. Dan begin die liggaam die skade herstel deur nuwe weefsel, veral kollageen, neer te lê. Maar hier's die vangs. In die aarwand kan hierdie proses oordadig wees. Dit lei tot fibrose. En al wat dit beteken is dat die een soepel, buigsame aarwand verander in 'n stywe, dik, littekenagtige buis. En daardie toestand, daardie langtermynskade, het 'n kliniese naam, posttrombotiese sindroom. Want dink daaroor, daardie littekenweefsel en die fyn klappies binne in die aars is nou permanent beskadig. Hulle kan net nie meer hulle werk so goed doen nie. En die gevolg? Jare se kroniese probleme, aanhouende pyn, swelling, velveranderinge. Dis die lang, donker skaduwee wat 'n enkele DWT agter hom kan laat. En dit alles bring ons by die een groot uitdagende vraag vir dokters en navorsers vandag. Hoe kan ons die liggaam se eie opruimingsspan 'n hupstoot gee? Hoe help ons hulle om klonte beter op te los, maar, en hier's die groot maar, sonder om daardie fyn balans so te versteur dat ons gevaarlike bloeding veroorsaak? Om daardie perfekte middelweg te vind, wel, dis tans die heilige graal in die wêreld van trombose navorsing.